Ek gaan agter die klas loop, ons gaan net vanaf die opvoete stadig net. Ek wil net vra dat die twee wat voorloop, net vir my draai tot voor en oké. 100%. My nog bietjie stil staan. Ek weet jy wonder soms of dit moet gebeur. En ek weet jy bly vang in jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang onder, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet altyd bly. Ek sal nooit vergeet. Ek is nou hier. En ek wil net anders wees nie. Want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel. En my hart is daar in jou. Nou is ek in jou. Wat lekker om jou heen. Ek sien jou, ek sien. Ek gaan vra laat ons sit. Baie dankie. My geliefde, welkom aan elkeen in hierdie middaguur. Mag die Here vir jou vrede bring, wat alle verstand te bowe gaan. Jannie, vir jou en die kosbare familie, mag die Here met julle wees, hoor. My geliefde, ek gaan vra, kom ons staan, kom ons buig ons hoofde, en sluit ons so, baie dankie. Kosbare Hemelse Vader, Skepper van die heelal, die hemel en die aarde, die God van deernis. En Vader, dankie vir die deernis. Here, ons dink aan Christus. As hy iemand gesien wat gelei het, as hy iemand gesien wat gebroken was, het hy altyd deernis gehad. En hy het gekyk vir die mens wat hartseer is. Here, om hulle te vertroos, en ek bring hierdie kosbare familie, want U is die God wat vertroos. En Vader, my gebed is, laat jy elkeen by elkeen sal stilstaan, om hulle te vertroos in hierdie tyd van verlies. So Vader, ons dankie vir die vertroosting. Vader, ons dankie vir Hester se lewe. Ons dankie voordat sy siek geword het, Here, laat hierdie vrou vol liefde was, laat sy altyd omgegeet, altyd daar was. En Vader, so ons dankie vir haar lewe, ons dankie vir die herinneringe wat sy nagelaat het, ons dankie vir haar nagedagtenis, wat ons sal altyd koester in ons harte. Maar Vader, ons dankie in hierdie tyd van verlies, in hierdie tyd van hartseer, Here, was U met ons. U woord het ons getroos. U ondersteuning het ons versterk en onderhou. Dankie vir U goedheid tydens ons groot hartseer. Vader, in hierdie middaguur wil ons U net loof en prys om te weet, Vader, laat die dood verslaan is op Golgotha in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Kom ons sit. Ons vra om verskoning wanneer dit gereën
van Brakpan reg hiernatoe en die verkeer was druk besig. So ons vra om verskoning. As dit nie vir die reën was ons hier so. My geliefde, mag die Here met elke ene van jou wees met die verlies van hierdie kosbare mensie, jou suster. En dit is nie maklik nie. Ek dink aan die tyd toe ek my suster moes begrawe het met kolonkanker. So mag God met jou wees. My geliefde, ons is hier vergader in liefdevolle herinneringe aan Esther Sophie Ferry, gebore die 24ste Oktober 1966. So sy was nog jonk. Oorlede die 19de November 2025 om ons laaste eeu kom betoon afskeid te neem en dan Esther se lewe te herdenk. En ek sê altyd, dink net aan die goeie, moenie aan die slegte dink nie, dink altyd aan die goeie, behou die goeie, soos wat die woord sê. Ek gaan vir jou die begrafnisbriefie lees. Ons dierbare Esther se lewensboek is in die dag van die 24ste Oktober 1966 oopgemaak. In die boek is die hartseer en ook die vreugde van haar lewe aangeteken. Op die 19 November 1925 het die groot tuinier deur Liechtenstein gestap, op soek na 'n mooi roosknop vir die ryker van die hemel. Sy oog het op ons dierbare Esther geval. Die Liechtenstein treur oor haar, maar glimlag vir Jesus. Haar reën gaan word nie betreur deur haar ma, ouma, deur haar kinders, deur haar broer, deur haar kleinkinders, familie en vriende. Daar is 'n gediggie wat sê, wat ek van baie hou, aan almal wat my lief het. Ek weet dat julle my lief het. Julle mag my miskien nie sien nie, maar ek lewe nog. Michelle, ek lewe nog. Ek lewe in julle harte, in julle gedagtes en in julle glimlaggies. Moenie ophou lag nie. Moenie ophou aan my dink nie. Is dit nie so nie? Ons moet aan haar dink. En as ons aan haar dink, dan dink ons daai tyd wat sy deurgemaak het. Vir my was sy 'n sterk vrou wat deurgemaak het wat sy deurgemaak het. En daai mense, my geliefde, is nie maklik nie. Ek het nou net 'n oom begrawe wat aan daai mense in Alzheimer's en toe hy kon nie, ek het sy vrou 2 maande terug begrawe. En hy het ook 'n gebroke hart gehad. So, hy is ook dood aan 'n gebroke hart, en jy kan doodgaan aan 'n gebroke hart. Woensdag was ek by die hospitaal, en ek het vir 'n vrou gaan bid, wat 'n gebroke hart het. Sy kon nie meer sonder haar man, ek het haar man begrawe. En toe ek by haar kom, toe sy klaar, toe sê hulle vir my, sy is breindood. Die hande was geswel, die voete was geswel. So ons kan doodgaan aan 'n gebroke hart. So sy wil hê, jy moet gelukkig wees. Sy wil hê, jy moet aan die goeie dink. En sy wil hê, jy moet glimlag. Ouma, sy wil hê, jy moet lag. Jy moet gelukkig wees. Wetend, sy is miskien nie hier vandag nie, maar sy is nog by jou. Nie waar nie. Daar waar jy slaap, kan jy nog haar teenwoordigheid voel. Jy kan voel, dit voel of my kind nog hier is. Amen. En so moet mama wees, om te weet. Maar sy het na haar hemelse Vader verlang. Amen. My geliefde, ek gaan vra, laat ons staan. Hierdie ding moet net nie sy dingetjies doen nie.
volgende. Soos jy verlang, soos my, so neem jy vir my, soos as, vloei jy dwars deur my, soos tyd, so vlieg alles verby. Ek het die skrif gelos, want wat sou sy vir die Here sê? Wat sou sy vir die Here sê in haar tyd van lyding, in haar tyd van hartseer, in haar tyd van eensaamheid? Ek dink sy sou vir Jannie vir die Here sê, bly by my, bly by my, bly by my. En dis hoekom ek die skrif vir laaste gelos het, om te sê, Psalm 23, die Here is my herde, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Hier kom het, hier kom het. Al gaan ek deur die dal van doodskade weer, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. In daai tyd toe sy uitskree, toe's die Vader met haar, en sy het geweet, sy moet weer die dal van doodskade weer, maar sy het ook geweet, as God met my is, hoef ek dit nie te vrees nie. My geliefde, ek wil jou die vraag vra, die dag as jy deur die dal van doodskade weer gaan jy bang wees. As jy nie 'n verhouding met God het nie,
kan hy nie met jou deur die dal van doodskade weer gaan nie. As jy nie daai verhouding, en dit gaan nie oor godsdiens, miskien kom jy vandag en jy sê vir my, Roy, maar jy bederf die dag. Jy bederf die dag. My geliefde, vandag het ek gekom as 'n evangelis, het ek kom vir die mens, het ek gekom vir die siel. Ja, nie, want die woord van die Here sê, nie een siel moet verlore gaan, elke ene moet gered word. En dis wat die mense nie verstaan nie. Want U is met my, die stok en die staf die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. As God vir my is, wie kan U wees? Absoluut niemand nie. U maak my oor vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. My geliefde, as jy hom nie ken as jou saligmaker, kan jy nie hierdie skrif lees nie. Kan jy nie hierdie skrif lees nie. Die mense dink net om rus en vrede. Ek het nou gepreek oor rus en vrede. Ek sê altyd, Michelle, daai rus en vrede moet die ondernemers eintlik wegvat. En die rede hoekom ek dit sê, as jy hom nie ken nie, as jou saligmaker, as jou redder, as jou leidsman, as jou God, as jou meester, wat ek kan noem majesteit, dan kan ek nie in vrede rus nie. En die mense vat dit nie ernstig nie. Hulle dink, ons kan maar net aangaan. Wat sê ons? Wat sê ons as iemand sterf? Rus en vrede, rustig. Maar hoe kan jy dit sê, as die persoon nie God gedien het in waarheid en in gees? Hoe kan hy sag rus? Hoe kan hy in vrede rus? Hy kan nie. Hy kan nie. Wie gaan saam met hom? Ek wil vir jou sê, ek dink net aan daai kosbare man wat die mense gaan haal, as hy hulle toemaak. Ek gaan bid by die hospitale. Net soos wat hy gaan die engel saam. En ek wonder of hy partykeer besef, die engel daar, kom jou haal, en hy sal weet, waar is jou eindbestemming, sal hy ween, of sal hy rejoice? Sal hy ween, of sal hy rejoice? Ek dink die meerderheid sal trane so. Want die mens is nie meer Godvreesend nie. Die mens doen net wat hulle wil. En dan die einde van die dag is, wil jy na die hemel toe gaan? Wil ek in die hemel toe gaan? Maar ek het nie daai intieme verhouding met God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees. Ek moet dit hê. Hy sê, as jy uitskree, sal ek jou red. En as jy my dien, sal ek jou familie red. Ek het dit in my eie lewe gesien. Ek was die eerste ene. Ek was die boosste ene. Ek was die eerste een wat tot bekering gekom het. Toe begin ek preek in Heilbron, Bertrams, Bellevista, die billeplekke van Johannesburg. En daarna toe sien ek elke ene van my familie tot redding kom. Het ek gesien hoe kom hulle na redding toe. Want hy sê, as jy my dien, as jy uitskree, sal ek jou red. En as jy my dien, sal ek jou familie red. Amen. My geliefde, vandag moet jy hierdie boodskap ernstig vat. Is 'n jammerte dat die reën gou gekom het. Dat ou nie net stil geword het. Die vorige ene het ek gepraat oor die siel. En ek het begin ween die binnekant, want dit gaan oor die siel. God is nie, hierdie liggaam gaan sterf. Hy gaan grond toe. Maar die siel lewe tot in alle ewigheid. God worry nie oor, he doesn't worry about the galaxy and what is created. Maar wat hy omgee voor is jy. Wat hy omgee vir jou, want hy wil die ewigheid met jou spandeer. Hy wil die ewigheid met jou spandeer. Hy het jou geroep by naam, hy ken elke haar op jou hoof, al skeer hulle koppe, ken die Here hulle
elke haar op jou hoof. Maar die ding vandag is, die probleem vandag is, die mense wil die wêreld dien. On Friday you want to dance with the devil, en Sondag wil ek kerk toe gaan. En dit gaan nie net oor kerk, want kerk kan jou nie red nie. Dit gaan oor om sy stem te ken, om hom te dien in waarheid om te gees, om hom te sê, hy is my Abba Vader, hy is my Here, hy is my leidsman, hy is my my toevlug, hy is my Here. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor daai verhouding. Deur daai verhouding sal jy hom ken. Ons kan nie met sonde speel nie. Ons kan nie met die duiwel speel nie en dink rus en vrede. Jy kan nie. Die mens verstaan dit nie. Hulle dink hulle kan Saterdag aand na die kroeg toe gaan. Luister mooi vir my. Die Bybel sê as jy 'n dop skink vir die volgende mense is jy skuldig. Hy sê dis die tempel van die Heilige Gees. Die mense dink hulle kan doen net wat. Vandag is die dag van waarheid. Johannes 8:32. Die waarheid sal jy ken en die waarheid sal jou vrymaak. Is dit nie die dag? Hierdie is die dag van saligheid. Deur hierdie kosbare mensie kom God vandag en hy klop in jou hart se toe deure en hy roep jou aan. En dit is jou keuse om te sê, ek gaan die deur oopmaak. Ek gaan 'n feesmaal hou met my Here. Maar dit is ook jou keuse om te sê, ek het dit gesê toe ek 'n biker was. Dit pla my hierdie goed nie. You're a religious freak. Maar kom daai 'n dag, wanneer God se Gees met jou praat, wanneer die Here met jou praat, baie mense gaan kerk toe. En weet jy wat? Hulle loop in en hulle loop dieselfde buite, Michelle. As jy nie 'n verandering is, as daar nie 'n verandering is, as ek nie deur daai deure loop en ek soek die aangesig van hom, om sy stem te hoor, om te gelei te word aan die Heilige Gees, wat gaan dit dan doen? Kom ek in, dan sing ek 'n paar liedjies, doen my ding, en ek loop hier uit, en ek is dieselfde soos wat ek gister. Maar Christus is nie dieselfde soos gister nie. Hy is die Here. He's the same yesterday, today, and forevermore. He's the same yesterday, today, and forever. En meneer, maak nie saak wat ons besig is met. Is dit Rian? Rian, maak nie saak. Die Here wys vir my jou. Dit maak nie saak wie ons is of wat ons is. Hy is 'n God van genade. Hy is 'n God van vergifnis. En hy vergewe my en jou, so ver as die ooste van die weste. En hy dink nooit weer daaraan nie. Hy is nie die mens wat hy sou jok nie. En die Bybel praat nie van jok, hy praat van lief. Hy is nie die mens wat hy sou jok nie. Nooit nie. Want hy het jou lief. En vandag wil ek vir jou sê, hy begeer jou, hy wil jou hê, hy bemin jou. Hy bemin jou. Dis hoekom hy nie eers sy eie seun gespaar het. Hy het hom gestuur Golgotha toe. My geliefde, dink net aan Golgotha. Dink net aan Golgotha. Preek 'n bietjie oor Golgotha. Dan besef jy wat hy betaal het vir my en vir jou. Hy het sy lewe opgegee. Hy het mens geword. Hulle sê vir my, maar hy was gees. Hy kan nie die pyn verduur het wat ek en jy verduur daagliks. My geliefde, hy het mens geword. Hy het aan die kruis gesterf. En toe hy Golgotha toe gaan, Jannie, was jy op sy gedagtes. When every blood fell, love grew. Love grew. Maar die probleem is vandag is, ons wil, hier is die kerk, hier is die wêreld, en ons dink ons gaan dit maak. Hy het ons geroep na vryheid, en ek sit met Galasiërs, want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik nie julle vryheid as aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar met die liefde. Hy sê verder, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie.
Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlike gekruisig. Dan gaan hy en hy sê, hy wat in sy vlees saai, sal in sy vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. My geliefde, staan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Hy het die prys betaal, en as ek en jy dink, toe hy daar gehang het, toe hy eers geloop het, toe het hom al die houe geslaan het. Al die houe geslaan het. Die spykers deur die hande en die voete, die spies deur die sy, die spies deur die sy, die doringkroon op sy hoof, waar hulle hom gevloek het, waar hulle hom vermoor het, vir jou en vir my. Vir jou en vir my het hy die prys betaal, sodat eendag ons die ewige lewe kan beerwe. Maar my geliefde, hoor my, dit help nie ek gaan kerk toe nie, en daar's nie 'n verandering. Dit help nie ek gaan kerk toe nie, en daar's nie 'n verhouding nie. Dit help nie ek gaan kerk toe, dit is net 'n gewoonte. Dis 'n gewoonte, maar as jy hom vat en jy lees hom, en jy verstaan hom, en jy luister na hom, en jy doen wat hy wil hê jy moet doen, dan is dit anders, dan kan jy sê ek is 'n kind van God, en net soos wat jy gesê het, en ek wil jou vat na Galasiërs toe, en ek vra hulle toe van hulle moeder. Ek vra hulle van hulle moeder, en jy sal vir my sê of ek reg of verkeerd is. Ek vra vir hulle, sê vir my bietjie van jou moeder. Sê vir my, wat se tipe mens was sy? En Michelle het gesê, jy het ook gesê, voordat my moeder siek was, het my moeder net liefde gegee. Voordat my moeder siek geword het, het sy net liefde gegee, sy het omgegee, sy was daar, sy was behulpsaam, sy was sagmoedig, sy het alles gegee vir ons. Is dit nie so nie? En iewers skielik kom daai mensjie, en hy roof haar. My geliefde, die liefde, en ek wil vir jou vra vandag, het jy die liefde? Het jy die liefde, kan jy sê, ek het die liefde, soos wat my moeder gehad het. Man, ek dink aan my ouma, wat my na die Here toe gelei het, toe ek boos was. Want die liefde is langmoedig, en die liefde is sag. Is dit nie waar nie? Man, I like it when it says it in English. I say, love never fails. Love never fails. Love never fails. Ek gaan nou iets gebruik, hoor my, en dit het my geskit, toe Christus my bel, om te sê, julle moeder is oorlede. En ek sit en ek dink toe, is dit waar? Is dit genuine waar? Is dit genuine waar? Is dit donker hier? Is dit genuine waar? Die liefde is langmoedig en vriendelik. Jy het lekker met haar gekyk, maar die vrede met haar gemaak. Nie waar nie. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.
Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. My geliefde, luister mooi na my vandag. Vandag het ek en jy gekom na die kruispad. Toe ek hierdie stap begin stap het, was ek Katoliek. Ek is deur elke kerk wat jy kon kry, Church of England, Methodist, Baptist. Ek is deur die meerderheid van die kerk en ek sit en daar's 'n leegheid hier binnekant. En ek praat met die Here en ek sê, maar Vader, dit is godsdiens. Dit is nie verhouding nie. Want die meerderheid van die kerk, hoor my hart vandag, is godsdiens. Maar as jy hom ken as jou saligmaker, toe ek 'n ontmoeting gehad het met die Heilige Gees, en toe verander hy my lewe, ja, het ek sonde nog? Ja, ek het. Maar ek ken die Heilige Gees, en ek ken, ons is by die kruispunt, my goed. En deur jou broer jou suster se lewe vandag, kan ek en jy besluite maak vir die koning. Kan ek en jy besluite maak, Romeine 10:13, kan ek en jy 'n besluite maak. My geliefde, laat ons sal besef, sonder daai verhouding is ek verlore. Sonder daai verhouding gaan ek nie die koninkryk van God beerwe nie. Ek gaan sommer 9 toe. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeiding tussen die Jode en die Grieke nie. Dieselfde die Here, tog is die Here almal en is ryk oor almal wat die Here aanroep. Hier kom hy. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoor my, vandag is die dag van saligheid. Today is the day of salvation. Baie kere gaan ons na begrafnis toe en ons bring net hulde. En dis 'n goeie ding. Ons bring hulde aan ons geliefde. Nie waar nie. Want dit was my moeder. Dit was my broer. Dit was my dogter. Bring ons hulde aan hierdie persoon. Maar die belangrikste, my geliefde, vandag kan jy niks anders te preek by 'n begrafnis as saligheid nie. Daar's niks anders te, want sy het dit klaar gemaak. She's made it. She's got dementia. Sy het dit gemaak. Maar ek wil vir jou sê vandag, het jy die sekerheid dat jy dit gemaak? Het jy die sekerheid dat jy gehoor my goeie diensknegt? Of het jy daai hartseer in die ander sak wat sê gaan weg, ek ken jou nie? My geliefde, hulle preek nie meer die waarheid nie. Hulle preek en hulle streel jou ore met die evangelie. Maar dis die dag van saligheid, dis die dag van die waarheid. Dis die dag om, en jy vra baie vrae, om hom te ken as jou Abba Vader, om hom te ken as jou koning, om hom te ken, my geliefde. En ek gaan met jou werk, om hom te ken as jou saligmaker. Hy is my God. And I just love the things you say on a daily basis. My geliefde, dit gaan oor jou verhouding met die meeste. Eendag is dit die belangrikste. Die siel. Die siel. It's a pity I haven't got that song at Simaru. Die siel. En vandag kom ek as 'n diensknegt van my God om vir jou te vra, maak seker jou saak is reg en maak seker dat jy dit gou doen. Want die Here van genade, hoor my, ons lewe in 'n dag van vandag. En hulle sê almal het gepraat jare daarvan, maar my geliefde, ons het nie die dood gesien soos wat ons hom nou sien. Daagliks sien jy die dood. En dis die 6ste begrafnis wat ek doen vir die dag. Ek sou môre ene gedoen het, maar ek moet gaan sing aan een van Apop se sangers se oorlede. Ook ingestap, hartaanval, oorlede. Is ek en jy gereed vir die dood? Is ek en jy gereed vir die dood? En wat sal my papa sê? My goeie dienste. Amen.
My geliefde, die tweede ding wat ek preek is familie. Wanneer laas het ons vir mekaar gesê ons is lief vir mekaar? Wanneer laas het ons gedruk? Wanneer laas het ons in die oë gekyk? Maar weet jy wat maak ons? In die Bybel sê, moenie van gelyksvorm wees aan die dinge van die wêreld, maar die vernuwing van jou denke. Hoeveel van die mense sien jy net jou man op die wang? Sien jy kind op die wang druk hulle so. Sien jy vanaand my kind, dan weet nie dat jy die slegte tyding gaan kry wat vir jou sê, jou man, jou vrou, jou ouma, jou oupa, jou broer, jou suster is nie meer langer hier nie. Dan sit ek en jy met spyt. Want ons is te besig. Later gaan ek jou vertel. Later gaan ek jou sien. Later gaan ons 'n koppie koffie drink. Later met die bejaardes gaan ons kinders. Later. En alles is later. Later gaan ons op vakansie. En ek en jy besef nie dat later nie aan ons behoort nie. Net die oomblik van die dag behoort aan my en jou. Net hierdie oomblik behoort aan my en jou. En waar ek en jy nou sit en soos ek kom preek, is dit genade op genade op genade. My geliefde, wat maak jy met jou geliefde? Vra my baie kere het ek in Alberton bly, hoeveel kere moes ek uitgeroep gewees het om mense se probleme uit te sorteer, waar die man die vrou slaan of die vrou die man slaan, die drank, die dwelms, die kinders en al daai goed. Maar as die dag aanbreek en die dood tree in, dan het ek en jy spyt. Ek moes dit, ek moes dat. Ek moes meer waardeer het, ek moes meer geëer het. Ek moes meer tannie gesê het, ek het jou lief. Ek moes meer gesê het, ek het jou lief. Maar nou sit verby dis klaar en hulle sê maar pastoor, ek sit met hierdie pyn en ek huil en ek skree en ek weet nie wat om met hierdie pyn en hierdie seer te maak nie, want dit is verby. Hoe maak ek reg? My geliefde, net die Gees van God kan jou gesond maak. Amen. So ek gaan jou vra, staan op, draai na die persoon langs jou en sê vir daai persoon ek is lief vir jou. Kom aan. Kom. Ja. Vandag het ons gekom om hulde te bring aan 'n moeder. Is dit nie waar nie? Kry jy dit nie? Ek skree en die Here sien my kind, ek sien jou twyfel. Ek sien jou seer. Ek sien jou vrae. Ek sien jou dowwe strale. En hy sê, kom na my toe. Matteus 11:28. Kom na my toe. Wie kan jou vertroos? Wie kan jou seer wegvat, Michelle? Monique, wie kan jou seer wegvat? Net een. En dis die Heilige Gees. Dis net die Gees van God, want hy is die vertrooster. Ons praat van 'n moeder en hierdie ruk my, hoor my, as dit nie vir my moeder was ek seker hier of anders in die tron. In die tron. Nou gaan ek my taal praat, dis dit okay. The heart of a mother. The heart of God is the heart of a mother. The noblest calling in the world is that of a mother, and she deserves the highest praise. Sy verdien die hoogste eer. Hoor my. A mother can take a place of anybody else. Jannie, you got to
2 schools. Who can be in charge? She's the one that can take the place of anybody else. And you try and do it. And it's not so easy to take the place of somebody else. Not true. The heart of a mother is the deepest abyss of the bottom of which you will always find forgiveness. Luister, toe mama nog gezond was en jy het 'n argument met haar, wat gebeur? As jy weer kyk of jy drink koffie of jy vat haar laat sy inkopies doen. Shop till you drop. Is dit nie so nie? Vat jy haar uit en jou hart is seer, ek moet regmaak wat ek verkeerd het. Ek moet my moeder uitvat, want die woord sê ek moet my ma en my pa waardeer. Laat my daar sal verleng word en laat dit goed met my sal gaan. Is dit nie so nie? Man, there's nobody that can hide the pain like the pain of a mother. Niemand. As sy eers stil word, dan weet jy, of sy is bidend en sy soek die Here. The love between a mother and her children are forever. The bond between their hearts is unbreakable, and the connection between their souls are eternal. Ek sê altyd vir die mens, waar was jou eerste tuiste? Jannie, waar was jou eerste tuiste? Monique, where was your first home? In the womb of your mother. In the womb of your mother. Wie was eerste lief vir jou, behalwe die Here? Jou moeder. Wie het jou eerste soen gegee? Jou moeder. Jou eerste drukkie. Wie het jou eerste vasgehou? Jou moeder. I like it when I say in English. Who cleaned your diapers? Your mother. Nie waar nie. Nou besef ons vandag wat ons verloor het. En baie keer moet ons stil raak en realize what we've lost. Wat ons verloor het. Hierdie oupa sal nie kwaad word, nie waar nie. Dis nie uit die doel. Is dit nie waar nie? My eerste tuiste was die baarmoeder van my moeder. Nie snap. My geliefde. Dat is nie iemand soos 'n moeder nie. En 'n moeder se hart is groter as 'n taxi. Want daar is altyd nog plek vir jou. Is dit nie waar nie, as jy by die huis kom en jy bring 'n pel, kry jy toebroodjie en jy wag vir jou toebroodjie. Of jy kry koffie, hy kry koffie en jy wag vir jou koffie. Is dit nie so nie? Dis die hart van 'n moeder, man. Toe besluit ek gaan 'n liedjie speel.
as liefde in my moeder se hart. My lief en geluk het sy altyd gedeel. Niks wat ek sal vra is vir haar ooit te veel. Geen sonde van my is vir haar ooit te groot. Sy sal my ook nooit in haar lewe versoek. Die hart van my moeder, so kosbaar soos goud. Ek sal vergewe met my lewe vertrou. My moeder, my mama, ken my vreugde en smart. Niks is mooier as liefde in my moeder se hand. Die hart van my moeder, so kosbaar soos goud. Ek sal haar vergewe met my lewe vertrou. My moeder, my mama, ken my vreugde en smart. Sy is my lewe, my liefde, sy is die roos van my hart. Sy is die roos van my hart. Christa sê vir my, Monique, Michelle, julle het julle moeder gaan kuier. En julle het 'n lekker intieme tyd gehad. Maar dat het 'n tyd aangebreek waar hulle die kindertjies moes gaan haal, toe broodjies gemaak het en weer hulle lewe. Nie wetend, nie lank daarna sou die telefoon lui en jy sou die slegte tyding kry, laat jou moeder nie meer wees nie. En wat het jy gesê? Dit kan nie wees nie, dit kan nie wees nie, dit kan nie wees nie. Maar dis my moeder, ek was nou by haar. My geliefde, hoor my hart vandag. Wees lief vir jou familie. Ja, ouma? En hierdie kosbare mens het die dood van 'n man gesien. En sy het die dood van haar dogter gesien. Maar God se Heilige Gees jou aanraak. Amen. My geliefde, moet niemand van selfsprekend neem nie. En geen oomblik van selfsprekend neem nie. Lewe vir vandag. Dan môre gaan miskien kom nie. Amen. Ons gaan oorgaan na die heilbelyke toe en dan gaan ek vra laat hulle gaan opkom en die heilbelyke lees. Baie dankie, ek sien daarna uit. Ek gaan lees. Kan jy eers lees? Gaan ons eers die slideshow doen? Nee, ons doen die slideshow laaste. Hy didn't breek jou. Hy haal al die emosies uit. Sê baie dankie vir almal wat hier is en die laat doen. Soos ek nou die speaker, ons kan nie hoor in my daal.
sê baie dankie wat jy is en weer luister. Ja, die laaste 2 jaar was 'n moeilike jaar gewees vir ons almal. Maar ek moet eerlik sê, my ma was altyd lief vir almal. Of sy jou geken het of sy jou nie geken het. Sy het altyd gesê, ek is so lief vir jou. En altyd vir jou drukkies gegee. En omdat ek altyd verstaan hoekom doen sy dit as sy haar nie geken het nie. Maar sy was die liefde vir 'n mens. Sy het altyd omgegee vir almal en vir 2 klein kinders. En vir my en my sussie en my ouma en almal wat daar is van die familie en vriende. Dit was 'n moeilike 4 jaar. Ons het nie geweet wat wag vir ons die dag toe vir ons sê, sy dementia nie. Ons het nie geweet waar om te begin, wat het pad met ons loop nie, ons moet maar Google, ons moet mense vraag, gee dit vir ons raad, help ons net, sê iets vir ons nog nooit hier was, op so jong, dat dit om en vir nie. Die dokters kon dit self nie glo nie, en sê, sy was te jong vir dit. Maar ons het pad gestap, ons het ek en my sussie het gedoen wat ons kan doen. Dit was nie maklik vir ons nie. Ons het nie meer geweet wat sy kan doen nie. En as dit nie vir my en haar was wat sterk probeer staan het nie, al was dit nie maklik vir ons om sterk te staan nie, het ons best probeer. My ma die laaste tyd waar agteruit gegaan, ons was al op toeke, aldoor, sy kon nie meer self pad nie, so dit was vir ons moeilik om dit te sien, wat ons het nie geweet, wat wacht vir ons en hoe met te hanteer nie. So sy was sy ek skrief vir julle allemaal en nie so druk nie. Ons het om besluit om haar gunsteling koekies saam, of te laat bak deur iemand, want sy was altyd lustig koekie of 'n koffie, na aandete of met ontbyt. Is dit altyd wat sy graag wil geëet het. Dankie. I love that thing where she says, her mother says, altyd gesê, ek het jou lief. Amen. Baie dankie, Annie. Ek het die moeilikste deel gekies. Kijk, ze heeft geweest om koekjes te stil. Ze heeft niet geweest om hier. Ze heeft het goed eruit gekregen. Zonder dat je al zien, ik de koekjes bij deze weggeraakt. Ik moet zeggen, al is het tranen is het niet hard zitten, ik was blij. Monique, Michelle, jullie heeft mij al gezegd, jullie hebben helemaal lang terug verlegd. Die dood van Esther. Denk ek, dit gaan lelijk om dit so sê, denk ek het op die rechte tyd gekom. En as ek so sê, denk ek, sy is baie vernedering voor hom toe gespaar. En het was nie lekker om te sê. So ja, die groot boek sê, so dat sy die feest vier. So dit is my hartseer, meer hartseer om jylle mense hartseer te sien as wat het net sê is. Dat jylle kan het by my sien. Op een stadium, ek lyk, ek het vanmorgen vir myself gesê, ek is klipharde mens. Ek vee my traan in my af en ek geslaap. Dus by, dan. Partyker kan dit al ongeskik voorkom met ander mense. Maar die dood is die realiteit van die lewe, dit gebeur met ons allemaal is dit. Soos ek sê, ek was baie hartseer toe Michelle my gebel het. Maar na dit kon ek sê, soos ek sê, ek kan dit op die rechte tyd gekom. So seer en so hard soos wat het is. So is nie lekker vir mense om sonder al voor te gaan nie. Ek onthou, sy was op die tyd ergens uit die huis uit. Dis ook kort dat ek, sy terug.
So, sy en ouma het 'n leeftijd saam. Hy het 58 jaar uit 52 jaar 54, 55, hoe lang is hy terug saam met ouma? So, toen, ja, sy het 58, maar praat van sy was eie huis het gewees vir baie kort. So, ja, dit is baie jammer om so hartseer te sien. En dit is glad nie lekker. Al was sy in gees afwesig die afgelopen tyd as gevolg van haar siekte, nog steeds my suster gebleik. En jy het reg hoor, ek weet lekker met al die tyd. Dat is my koekies geëet het. Weet ek met al die tyd. En ja, wat ek van haar gaan mis, is baie liefde. Sy kon dit in checkers rechtgereed met mense wat sy van geen kant af ken nie. Die een by wie sy betaal, sal sy sê, ek is baie liefde. Dit was sy. Een van die sagste mense wat ek ooit ken. Ek het altyd my pa, baie van julle wat my pa geken het, baie jaar, daar is een gezegde wat met hom en Hester saamloop. As haar vlieg op hom gesit het, het hy gesê, soe, hy sal nie een vlieg doodklap nie. Graag nie. Nie sy nie, en ook nie my pa nie. Hulle sou nie een vlieg skade aandoen, in die sin van elke sin van die waarheid, is dit so. So, dit, daar geraak, ek het twee briefjes wat ek veel gaan lees, en dan gaan ek die bedankings doen. Matthijs' briefje aan ouma, sy liefste ouma. Dankie ouma vir alles wat ouma vir ons gedoen het. Dankie dat ouma altyd speelt, ja, altyd speel, was. Saam met ons gespeel het en nooit met ons geraas het nie. Dankie dat ons altyd saam met ouma kon gerei het en bedans het. Dankie dat ouma ons altyd bederf het. Baie dankie vir ouma se liefde en omgee al die jare. Gaan ouma se groen nog baie mis. Dis baie lief vir ouma. Tot ons weer ontmoet. Love you lots, my ouma. Hester het gehou van dans, skrikkelik. Veral in haar siekte wat baie snaaks was. Sy het niks gewaar die baas sy was nie as al muziek was, het sy gedans. Sy inzetters en sparres die muziek vir haar aangenaam was, het sy gedans. So ja, dit is goed om haar so te ontdek. Wil jy ook briefje lees? Of moet ek om jou lees? Nee. Logan, liewe ouma Hester, liewe ouma, baie lieve ouma, hoop ouma is baie sag, daar boe in die hemel. Al die kleinkinders is baie lief vir ouma, al ouma se liefde en ouma het altyd met ons gespeel. Ons gaan dit baie mis, ons sal altyd vir ouma ontdek. Dis van Logan. Right, dan het ek 'n paar bedankings wat ek wil doen. Baie dankie vir avondrus aftree ook, vir die professionele optrede, die dag van Hester afverwe. Baie dankie aan Etienne Smit, ek dink hy is die paramedic wat daar was. Die ambulance en EMS wat daar was. Baie dankie vir die familie en vriende se ondersteuning. Emmanuel begrafenis ondernemer, baie dankie vir julle. En julle is baie professioneel, ek sal julle aanbeveel. Dankie vir die snack en die koekies. Pastoor Ryan en Christa, baie dankie. En dan ook vir die livestream. Baie dankie vir allemaal. Ek het 'n paar spesiale dankie van my kant af, dankie Snelle dat jy gekom het, dit is baie groot verrassing. Danie, baie dankie dat jy dit gemaak het. Baie dankie dat jy dit gemaak het. Dirk, baie dankie vir jou. En dan baie dankie vir elkeen vir julle wat vandag hier is, tyd gemaak het om hier so te wees. Ek waardeer dit opreg. En dan baie dankie van die hele familie se kant.
Toe hy my aangeskit het ek van hom gehou. Dankie Jannie. My geliefde, ek gaan die geleentheid gun, is daar iemand in die kerk wat sê, ek wil iets sê. Baie kere sien jy 'n briefie, of ek tel op, iemand wil iets sê, en dan skit hulle jou, laat jy ook huil. Enigiemand? Anybody that wants to say something? Is jy seker, jy gaan nie spyt hê, ek moes dit of ek moes dat. Dis wat hulle vir my sê na die tyd, ek was te skaam. Ek wil net sê dankie vir ja, wat ek wil doen. Net sê dankie vir die eer wat die Jesus my gegee het om op te kan pas. En dat sy al die pad met my gestaan het. En dat ons mekaar gewaardeer het en altyd grappies gemaak het. En dat het daar vraag van my geleer het. Sissie, ek is lief vir jou en ek sal altyd lief wees. Maar goed is liewer vir jou as ek. Dit moet jy een ding onthou. Ek dankie vir al haar kinders wat ons dit ek en dit bygestaan. Ek sê, ek my seun almal baie dankie en vriende almal. En dankie vir die hulp en ondersteuning. Baie dankie daarvoor. Ja, wat beteken die woord dankie? Dankbaarheid, Jannie, kyk gewoon na moeder. My geliefde, ons gaan kyk na slideshow en ek sê baie dankie. Good morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave your soul behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye when I couldn't? You always saw the best in me. Right or wrong, you were always on my side. But I'm scared of what life without you's like. And I saw the way you look into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye? No way you could ever let me down. Gonna steal some time and start again. You'll always be my closest friend. And someday we're gonna make it out. Just hold the light. Just hold the light high, high. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color
Baie dankie Ronald. So sê die lewe ook geniet het. My geliefde, ons het tot die einde van die diens gekom en ek gaan vra laat ons staan en laat ons hoofde buig en oë toesluit baie dankie. Let's say, let's bow heads, close your eyes. Thank you so much. Ons buig ons hoofde. Esther, Sofie, Ferry, van stof is jy geskape, tot stof sal jy terugkeer. Rus in vrede. Vader, my gebed is, staan stil by elke liewe ene. Hou ons in die holte van die hand, trek ons net nader aan die boesem. Vader, veer ons trane af, herstel ons gebroke harte. En Vader, sit 'n lied in ons hart, laat ons jubel en laat ons juig wetend, Vader, laat die dood verslaan is in Jesus Christus naam. Amen. 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 Die Here sal jou seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. My geliefde, vir die wêreld is dit die einde, maar die kind van God is dit die begin van die ewige lewe. Amen. Amen. Ek gaan vra dat ons 2 lyntjies maak. Maar mag die Here hierdie kosbare mensie. Michelle, ek sal like om haar te ontmoet het. So 'n lekker dag gesit in ons kinders. Mag die Here haar nagedagte seën, u seën en troos die wat tree. En mag die Here genadig wees in Jesus naam. Amen. En hierdie laaste liedjie kon ek nie verstaan nie, maar toe vind ek uit die kinders het dit eintlik gekies. So ek kan vra, laat ons 2 lyntjies maak. Ek gaan vra, laat die draas vorentoe kom. En daarna is daar verversings. Bly agter, geniet jou familie, gaan vertel iemand iets lief vir hulle of sê vergewe my asseblief. Maar net goed, nee. Kom ons pak 2 lyntjies. Dan gaan ons Gaan net my regheid aan as dit julle. Net my regheid aan. Kom ons kom net eers so ons gaan net so gou 'n laaste keer doen. Ja, 100%. Maar baie nie. Ons hier reën van ons. Ja. Ek moet net maar sommer hier aan. Net vra almal net my deur beweeg so toe as dit.
Almal is meer as welkom om 'n laaste eerbetoning te doen as julle wil. So almal miskien maar net 'n blommetjie vat, maar net 'n laaste eerbetoning doen. So nog iemand wat de laaste eerbetoning wil doen? Enigiemand anders? Wil ek maar net vra dat al die draers van ons weer sal nader staan asseblief? Net so staan, ek vra dat ons almal gelyk opstel, ek gaan die trolley uittrek, dan kan ons na die busie toe beweeg. As ons almal so julle kan almal vir my gelyk opstel asseblief. Kom maar beweeg. Op die 5 neerset en op die ja, los. As hy julle baba is, as hy veilig wees.